genade en vrede gee. Goedheid en guns is lekker om vanmorgen weer saam met jou te wees en die waarheid te kry. Ek wil jou klank skiet, so echo in die vertrek. So, baie welkom. Ons gee aan Abadikeer ons is vanmorgen in die tentheid, dus is hier in die dorp. Maar ons is binnenkort weer terug met die tent. Ons het hierdie awesome, wonderful conference wat ons van die 18e tot die 20e April het, en dit waar ons die evangelie bring, is al wat ons kan bring, is die evangelie van ons Here Jesus Christus. En Paulus sê die evangelie is die krag van God. So, maak met ons kontak vir hierdie konferensie, dis in Appington. Ons het nog al oor jare mense wat ons week na week volg, wat ons devotions kry, wat ons Facebook devotions kry, TikTok, en wat ons nooit kontak gemaakt het nie. Ons wil jou die geleentheid gee om kontak te maak, met ons te praat, sodat jy na hierdie konferensie toe kan kom. 18e tot die 20ste September, April. So, en dan het ons ook die 1 Maart, het ons skool wat ons hier doen, dis nou ons 3de skool wat ons doen, ons praat oor die wedergeboorte, 'n afgehandelde werk volgens die evangelie. Ek weet die evangelie, wedergeboorte word verkondig as 'n besluit wat jy moet neem, maar wat nie kan gebeur. Geboorte het nooit te maak met wat jy maak. So ons praat 'n bietjie oor wedergeboorte, die afgehandelde werk volgens die evangelie. Dis die 1 Maart, registreer is R150 vir jou bywoning en dan ook 'n sertifikaat van bywoning en jou notas. Ons het 'n wonderlike ding wat ons gaan doen. Vir julle wat op Facebook is en wat ver is, jy kan register en hierdie dag in die skool live kyk. Dit sal nog nie beskikbaar wees vir die publiek nie, dit is net beskikbaar vir hulle wat live, wat gaan register. So, maak asseblief met ons kontak en ons weer het van ons. Amen. Apostel Paulus gaan sê met ons praat oor Christus Jesus die laaste dag. Halleluja. Ek is so opgewonde oor hierdie waarheid en ek weet dit gaan powerful wees. Jy wat ingeskakel is, praat met ons oor die klank, kan jy ons mooi hoor, is dit duidelik genoeg, sodat ons kan kyk, ons het baie warm in Appington, en ons in September, so lekker werk. Dankie julle, baie welkom weer eens, seën van die Here op jou. Halleluja. Sê die mense die planke vooruit. Jy kan sê jy het okay, ons vertrou maar. Kan ek nie maak nie word. Net sou beter wees vir my. Halleluja. Goeiemôre almal. Bly om hier so te wees en weer saam met julle te kuier. Ons gaan kyk na hierdie tema wat ons mee begin het so 2 weke terug. En ons gaan vandag net 'n bietjie verder gaan en praat oor Jesus as die laaste dag. En wat is die implikasies van die koms van die Here Jesus Christus en hoe dit dinge vir die mens verander het. So ons gaan na Hebreërs hoofstuk 1 toe as jy jou Bybel daar so het. En as jy saam met ons lees daarvan die huis af, welkom. Hebreërs hoofstuk 1. So terwyl jy daarna toe bly, kom ons bid net gou saam. Vader, baie dankie dat ons vanoggend as u seuns, u dogters kan by mekaar kom. Dankie vir die teenwoordigheid. Nie net hier waar ons in Appington is nie, maar oral waar u kinders ingeskakel is
oral waar die kinders kyk en luister, selfs hulle wat na die tyd na hierdie uitsending gaan kyk, ons bid dat hulle op 'n besondere wyse bewus sal wees of sal word van u teenwoordigheid. Dankie dat u salwing wat in ons is, ons alles leer. Heilige Gees van God, u het gekom om ons te lei in alle waarheid. So ek bid vandag dat u vir ons verligte oë van die verstand sal gee. Dat ons die waarheid sal ken en dat hierdie waarheid ons sal vrymaak. Help ons om ons waarde as seuns te ontdek. Help ons om te verstaan dat u aan ons die nuwe dag, die laaste dag, Jesus Christus gegee het, sodat daar geen uitstel, geen beperking, geen postponement of delay sal wees van dit wat ons veronderstel is om te geniet nie. Dankie vir die ewige nou. Jesus, die vandag, die laaste dag, die dag van die Here, die rus van die Here, wat ons bring in 'n plek waar ons net kan saam met u rus, want die werk is volbring. U het gesê ons is baie goed, en dankie daarvoor. Ons bid dat u verheerlik word, terwyl ons saam gesels uit die woord, in Jesus naam. Amen. Halleluja. So ons lees Hebreërs hoofstuk 1. Ek gaan lees vanaf vers 1. Nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. En nou beskryf hy hierdie Seun vanaf vers 3 af. Hy sê, hy wat die afskynsel is van die heerlikheid, van sy heerlikheid, en die afdruksel van sy wese, en alle dinge dra deur die woord van sy krag. Nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte, terwyl hy soveel uitnemender geword het as die engele, na mate hy 'n voortreffeliker naam geërf het as hulle. Want aan wie van die engele het hy ooit gesê, u is my seun, vandag het ek u gegenereer, en weer ek sal vir hom 'n vader wees, en hy sal vir my 'n seun wees. En wanneer hy weer die eersgeborene in die wêreld inbring, sê hy, en al die engele van God moet hom aanbid. En van die engele sê hy wel, hy wat van sy boodskappers winde maak, en van sy dienaars vuurvlamme, maar van die Seun, u troon, o God, is tot in alle ewigheid. Die scepter van die koninkryk is 'n regverdige scepter. U het geregtigheid lief gehad, en ongeregtigheid gehaat. Daarom het, o God, u gesalf, met vreugdeolie bo u metgeselle. En u, o Here, het in die begin die aarde gegrondves, en die hemele is werke van u hande. Ek gaan net eers tot sover lees. Nou, Hebreërs is seker een van my gunsteling boeke, want dit bevat soveel insig rondom die oorgang van die Ou Testament na die Nuwe Testament. Paulus praat in Hebreërs basies baie detail rondom die geestelike aspek, rondom die oorgangfase van die Ou Testament na die Nuwe Testament. Nou, ek is oortuig Paulus het die brief Hebreërs geskryf
Nou jy sal sien vanaf vers 1 af van hoofstuk 1 is daar nie die normale inleiding van Paulus se briewe waar hy nou sê ek Paulus die apostel en hy skryf aan hierdie gemeente of aan daardie gemeente nie. Maar hy val basies met die deur in die huis en hy begin praat sommer oor die ou tyd. Maar hy sê dan vers 1, nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete. So in die ou tyd het God tot die vaders deur die profete gespreek. Nou, ons het laasweek toe lees ons Galasiërs, waar Paulus basies sê vir die Galasiërs, julle het afvallig geword. Ons het gepraat oor hoe hulle afvallig geword het. Daar was Hebreërs of Jode wat na Paulus gekom het by die mense en vir hulle gesê het, Paulus preek vir julle 'n maklike evangelie. En dit is so maklik nie. Dit wat Paulus sê is waar, jy glo in die Here Jesus, maar hy's net stap 1. As nog 'n stap 2, en gewoonlik is stap 2, of dit nou die Hebreërs van Paulus se tyd is, en of dit nou vandag se kerk is, gewoonlik is stap 2, 'n teruggaan na wetsonderhouding toe. In die geval van die Galasiërs, was dit die besnydenis. En Paulus het gesê, jong, as julle laat besny, dan moet julle die hele wet onderhou. Want ons het ook van mekaar gesê, die een ding van die wet, is die wet se vereiste is alles of niks. Jakobus 2 vers 10 sê, as ons die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, dan is ons skuldig aan almal. So jy hoef nie breek te pleeg om 'n egbreker te wees nie. Alright? Jy kan net vals getuienis lewer, dan word jy sommer gereken as 'n egbreker ook, want as jy in een opsig struikel, is jy skuldig aan almal. Alright. So, dit sê vir jou, daar is, wat die wet betref, is daar nie sekere fases en stadiums of standaarde of trappe of levels van oortreding nie. Een oortreding maak jou skuldig aan alle oortredings. So, Paulus skryf hierso aan die Hebreërs. En wat hy aan die Hebreërs skryf, sien ek as die feit dat Paulus basies die mense aanvat wat die Galasiërs mislei het. Alright. Ek is oortuig daarvan, en daar is baie teoloë wat daarmee saamstem, dat die Hebreërs as 'n attachment aan die brief van Galasiërs gestuur is. So wat Paulus gedoen het, is skryf aan die Galasiërs en sê, hierdie mense wat julle wil laat besny, of wil hê julle moet julle laat besny, hierdie mense maak julle afvallig van die ware God, van die genade van die Here Jesus Christus. En dan het hy 'n attachment aangeheg aan die brief van Galasiërs, wat die boek van Hebreërs is, om daai mense aan te vat, om hulle tereg te wys, om hulle te weerlê. En nou praat hy met hulle, en daarom in Hebreërs is daar baie meer detail rondom die Ou Testament. Daar word gepraat oor die wet, daar word gepraat oor die tabernakel, daar word daaroor gepraat, want Paulus praat in Hebreërs met mense wat die Ou Testament ken en verstaan en weet wat daarin aangaan. So nou praat Paulus met die Hebreërs. Nou wat Paulus hierso sê is, God het baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek tot die vaders deur die profete. In die ou tyd. Nou, daai woordjie in die ou tyd is 'n interessante woord. Want ons Afrikaanse vertaling sê die ou tyd. Maar as jy nou gaan kyk in die Griekse, oorspronklike Griekse vertaling, dan sê hy in the past. Palai, wat beteken old of former.
So dit praat nie net van die ou tyd nie, dit praat van die vorige tyd. Dit praat van 'n tyd voor nou. 'n tyd voor nou. Paulus sê daar was 'n vorige dispensasie, 'n vorige tyd waar God tot die vaders gepraat het deur profete. Dit was 'n vorige tyd. Nou, ek wil tog hê julle moet mooi verstaan. Ek sê nie God praat nie vandag deur profete. Maar wanneer Paulus hier met die Hebreërs praat, dan praat hy spesifiek van die profete as die profete voor Jesus Christus. Daar was 'n tyd waar God tot ons gepraat het, tot die vaders gepraat het deur profete. Baie maniere sê hy. Baie keer. Nou daai woordjie baie keer en baie maniere praat van herhaaldelik, oor en oor en van verskillende angles af. Het God tot die vaders gepraat deur die profete. Maar dan gaan Paulus verder. En hy sê die volgende: alhoewel hy so gepraat het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun. OK. Nou ons tema is dat Jesus Christus is die laaste dag. OK. So God praat in die laaste dae tot ons deur die Seun. OK. In die laaste dae word laaste dag taal gepraat. In die laaste dae word seuntaal gepraat. In die laaste dae word daar gepraat van die Seun as die laaste dag. Jesus Christus is die laaste dag. So toe hy verskyn en God praat tot ons deur die Seun, toe praat hy met ons in die laaste dae. Ek weet, daar is baie mense wat sê ons is nou in die laaste dae. En dan gewoonlik verwys hulle na goed soos wat ons in die nuus lees. Die oorlog in die Midde-Ooste. Ek het nou die dag gesien, iemand sê Donald Trump is die anti-kris. En elke keer is daar net nog profesies en goeters wat ons uit die nuus uitdaal. En dan sê mense, dis die laaste dae as gevolg van wat hulle in die nuus sien. Nou kom ek sê gou so. Die laaste dae word nie bepaal deur wat in die nuus gebeur nie. Amen. Die laaste dae was bepaal deur die verskyning van die Seun van God. Toe Jesus vlees kom word, toe is dit die laaste dae. Daarom sê die Bybel, daarom sê Paulus hierso, God het tot ons gepraat in die laaste dae, in hierdie laaste dae. So vir Paulus was die laaste dae 'n teenwoordige werklikheid. Dit was in sy tyd, die laaste dae. Enige iemand wat vandag sê ons is in die laaste dae, is 'n bietjie te laat vir die laaste dae. OK. Jesus Christus se verskyning en vleeswording was die aankondiging van die laaste dae. Hy is die laaste dag. Hy is die laaste dag. Kom ek lees gou vir jou iets. In Romeine hoofstuk 10, vers 4, is daar 'n pragtige skrif. Wat sê die volgende: want Christus is die einde van die wet, tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Christus is die einde van die wet, tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Jesus Christus is die einde van die wet. Ons het laas week vir mekaar 'n paar goed gesê rondom die wet. Ons sê die wet is weggeruim, het ons in Kolossense 2 gelees, uitgedelg in Kolossense 2, en dan het ons Romeine 7 vers 7 genoem laas week. Ons is nou ontslaaf van die wet. En vandag lees ons in Romeine 10 vers 4 dat Christus is die
einde van die wet. Daar is geen manier hoe jy Paulus se evangelie kan luister en hoor en nog steeds dink dat die wet nog geldig is vandag nie. Paulus het gesê, Jesus Christus is die einde van die wet. Paulus het gesê, die wet is uitgedelg, weggeruim, vasgenaal aan die kruis. Paulus het gesê, ons is nou ontslae van die wet. So ons is nie meer onder die wet nie. Hy het ook gesê in Romeine 6 vers 14, die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar julle is onder genade. Halleluja. So dit maak nie saak hoeveel keer daar Hebreërs opstaan vandag, wat van ons vereis om die wet te onderhou, nadat ons Jesus Christus ontvang het. Maak nie saak hoeveel mense opstaan en aan ons Yeshua kom preek. En sê nee, ons moet teruggaan na sy Hebreëse naam. Maak nie saak hoeveel mense ons wil terugbring onder die wet nie. Paulus sê, Jesus Christus is die einde van die wet. Die wet is uitgedelg, weggeruim, vasgenaal aan die kruis en ons is nou ontslaaf van die wet, want Jesus Christus is die einde van die wet. Amen. Wat beteken dit dat Jesus die laaste dag is? Dit beteken hy is die einde van die wet. Dit beteken hy is die vervulling van alles wat die profete gesê het. Dit beteken hy is die aankondiging van die laaste dag van die Here. Dit beteken hy is die rus van die Here. Amen. Hy is die Sabbat van God. Die seun is die Sabbat van God. En hy het gekom om ons vry te maak. Hy het gekom om ons vry te maak. Kom ek lees gou weer Hebreërs 1. God het op baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek. In die vorige tyd. In die vorige tyd. Nou, laasweek het ons Johannes 5 gelees. Waar hierdie man 38 jaar langs die bad van Bethesda gelê het. En hy het elke keer gewag op die roering van die bad wat veroorsaak was deur 'n engel op bepaalde tye. So die engel het op 'n bepaalde tyd neergedaal vanuit die hemel in die bad, die water geroer en dan die eerste een wat in die water spring nadat die water geroer is, het gesond gemaak. Alright. En ons het vir mekaar gesê, wat verteenwoordig engele? Wat is die rol van engele? Wat het die engele gedoen? Nou, as ons later gaan sien, as jy gaan Hebreërs verder gaan lees, in Hebreërs 2 vers 2 staan daar is 'n woord wat deur die engele gespreek was. En ons het laasweek daarna gekyk, in Handelinge 7 vers 53, het Stefanus gesê, die Jode het die wet deur die bemiddeling van engele ontvang. So die engele het 'n woord gebring. En daai woord was die wet. Die engele was die oorsieners van die wet. Die engele was die rentmeesters van die wet. Of soos ons in Engels sê, die custodians van die wet. Hulle was daar om die wet te oorsien. Hulle het die wet gebring. En Moses het die wet ontvang deur die bemiddeling van engele. Okay. So elke keer wanneer ons lees van die engele, veral in die Nuwe Testament onder Paulus se evangelie, dan as ons lees van die engele, dan weet ons hierdie was die tugmeesters. Hierdie was die rentmeesters van die wet. Hierdie was die manne of die agente van die wet. Hulle die wet en die uitleef van die wet en die boodskap van die wet het hulle oorsien. Dit was die engele. So, Paulus praat hierso in sy briewe soos Galasiërs sê,
al is dit ook 'n engel uit die hemel wat julle 'n evangelie verkondig, in stryd met die een wat ek julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Okay, al is dit 'n engel. En dan lees hy ook in Kolossense 2, dan skryf Paulus daarso, en hy sê, moenie laat mense julle weer onder slawerny indruk nie. Moenie laat mense julle prys beroof. Moenie laat mense julle oordeel oor bepaalde tye in seisoene, in nuwe maande en sabbate nie. En dan sê daar so, al het hulle ook 'n behaag in die verering van engele. So elke keer vereenselwig Paulus engele met die wet. Engele met die onderhouding van die wet. Engele met bepaalde tye, seisoene, wetsonderhouding. So engele was altyd gewys as agente van die wet van Moses. Agente wat die boodskap van die wet verdedig het en gebring het. En daarom sê Paulus, dit wat ek vir jou bring is beter as dit wat die engele bring. As ek Hebreërs hoofstuk 1 verder lees. Hy het in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun. Vers 2. Wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Nou kom ek sê gou dit. Jesus Christus is die Seun van God. Hy is die een deur wie God die wêreld gemaak het. En hy is as erfgenaam van alles aangestel. Nou, wanneer ons praat van erfgenaam van alles, dan sê ons die hele wêreld wat geskape is. Okay? Soos wat die woord van die Here sê, dat alles behoort aan die Here. Alle goud en alle silwer. Die wêreld en hulle wat in die wêreld is, almal behoort aan die Here. So wanneer daar gepraat word van die Seun, Jesus Christus, dan sê die Bybel oor en oor, hy is die erfgenaam van alles. Hy is die erfgenaam van alles. Hy is die erfgenaam van alles. Jesus Christus is die erfgenaam van alles. Maar jy sal onthou, as jy nou laasweek se boodskap geluister het, dan sal jy onthou, ons het Galasiërs 4 ook gelees. Waar Paulus in Galasiërs 4 sê, dat 'n erfgenaam, alles 'n heer van alles, is niks meer as 'n slaaf nie, wanneer hy onder tugmeesters is. Okay. En ons het gesê, die tugmeester is die engele, wat is? Agente van die wet. So wanneer jy onder die wet is, al is jy erfgenaam van alles. Nou hoor gewoon, wie is 'n erfgenaam van alles? 'n seun. Dis wat Paulus hierso sê, vers 2, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het. So God het die seun as erfgenaam van alles aangestel. Alles behoort aan die seun. Daarom behoort alles aan die seuns. Want die seun wat erfgenaam van alles is, het aan ons seunskap kom openbaar en daarom ook vir ons kom wys, ons is heer van alles. Ons is erfgenaam van alles. Wanneer ons goed sê soos, die Here is my herder, ek kom niks kort nie, ek het geen gebrek nie, dan sê ons eintlik, ek is 'n seun van God. Ek kom niks kort nie, ek is heer van alles. Hy het hom as erfgenaam van alles aangestel. En dan sê hy vers 3, hy wat die afskynsel is van die heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag.
nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. Nou kom ek sê gou so, Jesus het nie alleen op die kruis gehang nie. Paulus sê ons is saam met hom gekruisig. Jesus het ook nie alleen graf toe gegaan nie. Paulus sê ons is saam met hom begrawe. Jesus het nie alleen opgestaan nie. Ons is saam met hom opgewek. En Jesus het nie alleen gaan sit aan die regterhand van die Vader nie. Die Bybel sê ons sit nou saam met hom in hemelse plekke in Christus Jesus. So ons sit saam met hom aan die regterhand van die Vader. Niks wat Jesus in die vlees ervaar het, het hy onafhanklik van die hele mensdom ervaar. Die hele mensdom was ingesluit in die ervaring van die Seun van God in die vlees. Alles wat hy in die vlees ervaar het, het hy nie net vir ons ervaar nie, maar hy het dit as ons ervaar. Sy kruisdood was ons kruisdood. Sy dood was ons dood. Sy graf is ons graf. Sy opstanding is ons opstanding. Sy hemelvaart is ons hemelvaart. Sy sit aan die regterhand van die Vader is ons sit aan die regterhand van die Vader. Dis waar ons is. Dis waar ons is. Alles te danke aan die woord gespreek deur die Seun in die laaste dae. Die Seun wat die einde van die wet is. Wat is die einde van die wet? Die einde van die ou tyd. Want hy het in die ou tyd tot ons gepraat deur die profete. Wat is die einde van die wet? Die einde van bepaalde tye. Die einde van die roering van die bad. Die einde van die heerskappy van die engele. Die einde van die wet. Die einde van die boodskap van die engele. Ons is nou in 'n nuwe dag. Die laaste dag. Jesus Christus. Vers 4 van Hebreërs 1 is 'n baie belangrike vers. Daar staan terwyl hy, dis Jesus, soveel uitnemender geword het as die engele. Soveel uitnemender geword het as die engele. Na mate hy 'n voortreffeliker naam geërf het as hulle. Hy het 'n voortreffeliker naam as die engele gekry. 'n Voortreffeliker naam. 'n Beter naam. 'n Hoër naam. Hy het 'n voortreffeliker naam geërf as hulle. Nou, ek wil hê jy moet nood vat. Die Seun is erfgenaam van alles. Want hy het 'n beter naam geërf. Amen. Jou erfenis van alles is gekoppel aan die erfenis van jou naam. Die toegang tot jou alles is gekoppel aan die toegang tot jou nuwe naam. So nou kyk na wat is die naam. Hy het 'n voortreffeliker naam geërf as hulle. Dan sê vers 5, want. Nou ons het onderwysers hierso. Jy begin mos nie net 'n sin met want nie. Of omdat nie. Of en nie. Enige gedagte wat begin met en, want, omdat, wys vir jou, daar's 'n voorafgaande gedagte. En die voorafgaande gedagte word verduidelik na en, omdat en want. Nou oké. So wanneer vers 5 sê, want, dan beteken dit wat in vers 5 nou gesê word, verduidelik wat in vers 4 gesê was. Wat sê Paulus in Hebreërs 1 vers 4? Hy sê, Jesus het 'n voortreffeliker naam geërf as die engele. Dan verduidelik hy in vers 5, want.
Aan wie van die engele het hy ooit gesê, U is my seun? Aan wie van die engele het hy ooit gesê, U is my seun? Hy het 'n voortreffeliker naam as die engele gekry. Vers 4. Vers 5, want aan wie van die engele het hy ooit gesê, jy's my seun? Aan wie van die engele het hy ooit gesê, jy's my seun? Hy het nooit vir 'n engel gesê seun. Want die engele is nie daai naam waardig nie. Wat is die naam? Wat is die voortreffeliker naam? Die voortreffeliker naam is seun. Dis wat die voortreffeliker naam is. Nou, ons het laasweek hieraan geraak, maar ek dink ons moet dit weer herhaal. Daar word baie keer Hebreërs in die kerk gestuur wat 'n boodskap bring en die kerk terug probeer vat onder engele. Terugvat wet toe. In Paulus se dag was dit deur die besnydenis. In ons se dag gaan dit baie keer oor 'n naam. Daar is so baie mense wat vir ons sê, nee, jy moet nie sê Jesus nie. Jesus is nie sy naam nie. Sy naam is Yeshua. Dis die Hebreëse naam. Amen. En dan is daar ook mense wat sê, nee, as jy doop, jy kan nie doop in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees nie, want Vader, Seun en Heilige Gees is nie name nie, is titels. Jy moet doop in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes. En ons kry mense wat mense loop en oordoop, want hulle doop was kwansins nie reg nie, omdat hulle gedoop is in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Daar is niks verskillend aan hierdie Hebreërs as die Hebreërs van die tyd van Paulus nie. Want hulle kom met 'n ekstra werk wat nog moet gedoen word, want dit wat gedoen is nie klaar gedoen nie volgens hulle. So, jy sê reg gedoop nie? Nee, ons moet jou reg doop. Ons moet jou doop in die naam van Jesus Christus. Ons het laasweek vir mekaar gesê, in die laaste boek van die Bybel, in Openbaring, sê Johannes daarso, die naam van Jesus is die woord van God. Sy naam is die woord van God. En is so mooi, want die woord van God, ons het nou net gesing, what a beautiful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. Maar hoe die lied begin is nog mooier. Hy sê, you were the word at the beginning. One with God. One with God most high. So, hy was die woord in die begin. En Openbaring sê, sy naam is die woord van God. Enige iets tussenin. Het die engel gesê, sy naam moet Jesus wees? Ja. Sy naam moet Jesus wees. Dis waar. Maar dis nie sy ewige identiteit. Amen. Dis nie sy ewige identiteit nie. Sy ewige identiteit is groter as Jesus. Sy ewige identiteit is die woord van God, wat in die begin daar was, deur wie die hemele en die aarde geskape is. Die een wat hulle sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En die woord het vlees kom word en onder ons kom woon. By sy vleeswording het hulle hom Jesus genoem. Maar Paulus gaan baie verder as dit in 2 Korintiërs hoofstuk 5. Hy sê, al het ons Jesus na die vlees geken,
nou ken ons hom nie meer so nie. Ons ken hom nie meer na die vlees nie. Elke keer wanneer ek hoor mense praat van die naam en hulle baklei oor die Hebreëse naam, Yeshua of Jesus, dan dink ek net, hierdie mense ken hom nog net in die vlees. Want na die vlees was hy die seun van Dawid. Na die vlees was hy die seun van Dawid. Maar ons weet, hy is die woord van God. Hy is die seun van God. En dit is die voortreffeliker naam. Die voortreffeliker naam is die identiteit as seun van God. Dit is 'n voortreffeliker naam as die van die engele wat hy geërf het. Want aan wie van die engele het hy ooit gesê, u is my seun? Vandag het ek u gegenereer. En weer, ek sal vir hom 'n vader wees en hy sal vir my 'n seun wees. Ek sal vir hom 'n vader wees en hy sal vir my 'n seun wees. Ek sal vir hom 'n vader wees en hy sal vir my 'n seun wees. Nou, wanneer Paulus daai vers skryf, dan skryf hy niks niets nie. Paulus quoteer Psalm 2. Psalm 2 vers 7 sê die volgende: ek wil vertel van die besluit. Ek wil vertel van die besluit. Die Here het aan my gesê, u is my seun, vandag het ek self u gegenereer. U is my seun, vandag het ek self u gegenereer. Nou, hierdie vers word nie net in Hebreërs 1 vers 5 gekwoteer nie, maar dit word ook in Handelinge 13 gekwoteer. Handelinge 13 vers 33. Daar word hierdie vers weer gekwoteer. En hierdie keer staan daar die volgende: soos daar ook in die tweede Psalm geskrywe is, u is my seun, vandag het ek u gegenereer. Maar Hebreërs 13 gee vir ons 'n beter kykie van wat beteken dit. Want hy sê in vers 32 die volgende: en ons bring julle die goeie tyding van die belofte wat aan die vaders gedoen is. Dat God dit aan ons, hulle kinders, vervul het deur Jesus op te wek. So toe hy Jesus uit die dood uit opwek, wat het daai dag gebeur? Vers 33 sê, soos daar ook in die tweede Psalm geskrywe is, u is my seun, vandag het ek u gegenereer. Met die opstanding van die Here Jesus uit die dood uit, toe word daar 'n verklaring gemaak deur God, wat sê, jy is my seun. So ek sê altyd, die opstanding van die Here Jesus, is die verklaring van God, dat Jesus die seun van God is. Dat hy meer as net Maria se kind is. Dat hy meer as net die timmerman se seun is. Maar dat hy 'n ewige identiteit het. En hy identiteit, en hy naam is seun van God. Seun van God. Kom ek lees vir jou Romeine 1. Vers 4. Of vers 3. Aangaande sy seun wat gebore is na die vlees uit die geslag van Dawid. OK. Kom ek lees vanaf vers 1 af. Romeine 1 vers 1, 2, 3 en 4. Paulus, 'n diensknegt van Jesus Christus, 'n geroepe apostel, afgesonder tot die evangelie van God, wat hy tevore beloof het deur sy profete in die heilige skrifte. Selfs wat hy sê in Hebreërs 1. In vorige tye het hy tot ons vaders gepraat deur die profete. Vers 3.
aangaande sy seun wat gebore is na die vlees, uit die geslag van Dawid. En na die gees van heiligheid met krag verklaar is as die seun van God, deur die opstanding uit die dode, Jesus Christus ons Here. So na die vlees was hy die seun van Dawid. Maar deur die Heilige Gees is hy met krag verklaar as die seun van God. Hoe? Deurdat die Gees hom uit die dood het opgewek het. So met die opwekking is daar 'n verklaring gemaak dat Jesus is die seun van God. En dit beteken hy is meer as engele. Hy het 'n voortreffeliker naam as die engele. Nou, ons het nou net vir mekaar gesê, Jesus het nie alleen gesterwe nie. Hy is nie alleen begrawe nie. En hy is nie alleen opgewek nie. Sy dood, sy begrafnis en sy opstanding was ons dood, ons begrafnis en ons opstanding. So as sy opstanding 'n verklaring is dat hy die seun van God is sy opstanding ook 'n verklaring van ons seunskap. So Jesus het nie net vir sy opstanding het nie net verklaar dat hy 'n seun van God is nie, maar sy opstanding was 'n verklaring van die seunskap van elke mens op die aarde. Selfs hulle wat nog gebore moet word. Elke mens is verklaar seun van God deur die opstanding van die Here Jesus Christus. Halleluja. Halleluja. Jy het 'n voortreffeliker naam. Jy het 'n mooier naam as die van die engele. Jy het 'n voortreffeliker naam. Jy het 'n mooier naam as die van engele. En dit is seun van God. Seun van God. Weet jy wat dit beteken om te sê ek is 'n seun van God? Ons lewe in 'n tyd en ek is opgewonde daaroor waar daar soveel lof en aanbidding liedere na vore kom wat die seunskap van die mens na vore bring. Ons sing liedere soos I'm no longer a slave to fear, I am a child of God. Amen. Ons sing liedere wat sê, who am I? I am what you say I am. Ons sing liedere wat verklaar, ons is seuns van God. Ons is nie onder engele nie. Halleluja. En hoor gou mooi, ek wil beklemtoon wat ek laasweek gesê het, deur Johannes hoofstuk 5. Hoe langer die kerk die engel doppel en wag op die roering van die bad, hoe langer sal die kerk krepel en verlam sit langs die bad. Hoe langer die kerk vassit en spring in die bad van Bethesda, hoe langer sal hulle moet perform om te kyk, kan ek hierdie keer eerste inspring, beter perform, sodat dit dalk my beurt is om hierdie keer van die Here af te ontvang. Terwyl God wil hê ons moet wakker skrik. Besef, hier's 'n seun van God langs die bad, wat die bepaalde tye uitkanselleer en sê, die hemel is oop, jy hoef nie te wag vir bepaalde tye nie. Vandag as jy sy stem hoor, sê Paulus, moenie jou hart verhard nie. Kom in die rus van die Here, moenie onder engele 'n slaaf wees, wat aanhoudend moet perform, eerste inspring, beter doen, vir 'n beter blessing volgende keer. Halleluja, jy het 'n voortreffeliker naam, as die van die engele. Jy het 'n voortreffeliker naam as die van die engele. Halleluja. Halleluja. Is tyd dat ons wegkom van hierdie naamding as François of Cohen of James of Jesus of Yeshua.
Ek kyk baie kere as ons bid. En ons bid baie kere met mense. Sê byvoorbeeld ons bid in 'n groep vir 'n spesifieke situasie. Ek het nou al baie keer veral onder ons Pinkstermense. Dan bid ons nou vir 'n situasie en ek bid byvoorbeeld en ek sê Here, dankie. Genesing kom. Nou, ons verklaar Rentie is gesond. Dan sal daar altyd iemand in die groep wees wat sê in Jesus naam, so asof ek half gebid het. Ek het die magic formula gemis. Ek het nie die abracadabra reg gesê nie, as ek nie die naam Jesus gebruik nie. Jy weet, naam beteken nie noodwendig Jesus, Yeshua, François, James, Cohen of Rentie nie. Wanneer ons sê jy het 'n voortreffeliker naam, dan sê ons jy het 'n voortreffeliker posisie. Jy het 'n voortreffeliker identiteit. Jy het 'n voortreffeliker posisie wat jy beklee. Jesus het 'n voortreffeliker naam. Dit beteken hy het 'n voortreffeliker autoriteit. Hy het meer gesag as die engele. Amen. Ons het laasweek vir mekaar gesê, die rede waarom daar soveel gesag geheg word aan die wet van Moses, is omdat Moses die wet deur die bemiddeling van engele gekry het. En omdat mense in die ou tyd gedink het, hulle is minder as die engele, het hulle hierdie wet so hoog geag, want dit het gekom deur die bemiddeling van engele. As jy die Bybel lees, veral Daniël en die profete in die ou tyd, as 'n engel aan hulle verskyn het, dan hulle het neergeval en hulle wou die engele aanbid. Want hulle het nie geweet, hulle seuns van God. Maar God praat tot ons in hierdie laaste dae, deur die seun, en kondig aan, die seun is die einde van die wet. Die seun is die einde van die heerskappy van die engele, en hy bring aan ons ware identiteit as seuns, en verhef ons, en maak aan ons bekend, ons het 'n voortreffeliker naam, ons het 'n beter naam, ons het 'n groter autoriteit, en die engele is onder ons. Ai, Here, ons eer U. Ons eer U. Ons eer U. Kom ek lees gou klaar. Vers 6, en wanneer hy weer die eersgeborene in die wêreld inbring. Wanneer hy weer die eersgeborene in die wêreld inbring. Onthou, Jesus is die eersgeborene. Die eersgeborene van wat? Die eersgeborene wat? Romeine 8 vers 29 sê, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders. Moet nooit die fout maak deur die seunskap te beperk tot Jesus nie. Hy's nie die enigste seun nie. Hy's die eersgebore seun. Ek sê dit weer. Jesus is nie die enigste seun nie. Hy's die eersgebore seun. Hy's die eerste seun, maar nie die enigste seun nie. Halleluja. Hy's die eersgeborene onder baie broeders. Dit beteken jy is 'n seun, net soos Jesus 'n seun is. Ons lees baie keer die Bybel. Dan lees ons Matteus, Markus, Lukas en Johannes, en ons kyk na Jesus van 'n afstand. En dan plaas ons onsself baie keer in die skoene van die vrou wat in bloedvloeiing gelei het, of ons plaas ons in die voete van Petrus wat gesink het, of ons plaas ons in die voete van Thomas wat getwyfel het, of ons plaas ons in die skoene van wie ook al in die evangelie stories. Maar ons lees weinig die Bybel en ons kyk na Jesus en ons sê, dis wie ek is. Ek is nie die vrou wat in bloedvloeiing ly nie, ek is die een aan wie se soem geraak word.
Dis my identiteit. Jesus is nie die enigste seun nie. Hy is die eersgebore seun. Halleluja. En dis die boodskap van die laaste dae. Dat Jesus is die einde van die wet. Die verklaring van ons seunskap. En hy bring aan ons die nuwe dag. Halleluja. Die laaste dag. Wat beteken die laaste dag? Die laaste dag vir my beteken die einde van wag. Amen. Die laaste dag beteken die einde van wag. Geen uitstel meer nie. Geen uitstel meer nie. Dis die laaste dag. Dis die vervulling. Met ander woorde, elke belofte, soos Paulus sê, elke belofte van God is ja en amen in Christus Jesus. Daar is niks waarvoor jy hoef te wag nie. Ons is in die laaste dag. Die wag is verby. Ons is in die laaste dag. Die wag is verby. Die tyd het aangebreek. Ons wag nie op 'n roering wat so nou en dan kom nie. Jesus het opgedaag en die hemele is vir ons oop. Halleluja. En wanneer hy weer die eersgeborene in die wêreld inbring, sê, en al die engele van God moet hom aanbid. Al die engele van God moet hom aanbid. Kom ek sê vir jou, hoe kyk 'n engel na jou? Engele kyk na die seuns in aanbidding, in verwondering. Hulle kyk na ons en hulle staan verwonderd. Want vir hulle om te kyk na ons is om te kyk na God homself. Want ons is geskape na die beeld en gelykenis van God. Halleluja. Die engele van God moet hom aanbid. Vers 7, hoor ge wat sê hy van die engele? En hier gaan ek klaarmaak, want dit gaan na 'n ander boodskap toe. En van die engele sê hy wel. Hy wat van sy boodskappers winde maak. En van sy dienaars, hoor gou mooi, engele word genoem dienaars. En van sy dienaars, 4 vlamme. Vers 8, maar van die seun, u troon, o God. Onthou, Jesus is nie die enigste seun nie. Hy is die eersgebore seun. Wanneer God sê van die seun, dan sê hy dit ook van die seuns. U troon, o God, is tot in alle ewigheid. U troon, o God, is tot in alle ewigheid. Kom ek sê jou, Jesus se troon is jou troon. Want Jesus se kruis was jou kruis. Amen. Wat is die AGS se lese? No crown without a cross. Amen. Dis waar. Maar kom ek sê jou waar die meeste van die kerk het mis. Hulle sê ons gaan krone dra. Ons gaan krone dra. Die dag as Jesus weer kom, gaan ons krone dra. En wat sê hulle nou? My kruis sal ek dra. My kruis sal ek dra. Ek het die Here beloof, my kruis sal ek. Hulle stel die kroon uit. En hulle dra die kruis nou. Maar wat hulle mis is, die kruis is gedra. Hy het hom gedra vir my en as my. Daarom sê Paulus, ek is saam met hom gekruisig. Ek word nie nou gekruisig nie. Dis boodskappe wat vir ons gepreek word, jy moet elke dag jou gekruisig word. Dis twak, jy's klaar gekruisig.
Kom ek sê jou, jy's klaar gekruisig. Jou ouë mens is saam met hom gekruisig meer as 2000 jaar gelede. Daar's nie 'n kruisiging wat nou nog moet plaasvind nie. Hy het op die kruis gehang en gesê dit is volbring. Jou kruis is gedra. Maar kom ek sê jou, wat sê hy nou van jou? Deur die opstanding het hy jou verklaar as seun. En nou sê hy daarso, van die seun sê hy, jou troon, o God, is tot in alle ewigheid. Is tot in jou troon, jou heerskappy is nie eendag nie. Dis nou en dis 'n ewige waarheid. Dis 'n ewige waarheid. Jy sit nou op die troon en jy heers nou saam met hom. Jy sit saam met hom in hemelse plekke. Halleluja. 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 Kom ek sluit af. Ek is eers klaar met Hebreërs 1, want as ons verder gaan en ons praat oor die 4 vlamme, dan gaan ons kom by Handelinge 2 van die Pinkster. Maar kom ek praat gou vinnig saam met jou Matteus 4. En ek wil hê jy moet mooi kyk die sequence van hoe dinge hier gebeur. By Matteus 4 is daar 'n versoeking van die Here Jesus. En die versoeking kom van die duiwel af. En die duiwel sê vir Jesus, as u die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode word. As u die seun is. As u die seun is. Maar nou moet jy onthou wat het gebeur voor dit. In Matteus 3 het Johannes die doper vir Jesus gedoop, en toe hy uit die water uit opkom, toe kom daar 'n stem uit die hemel uit, en die Vader bevestig Jesus se seunskap en sê, dit is my seun, geliefde seun, in wie ek welbehaag. So die Vader maak 'n verklaring dat Jesus die geliefde seun van God is, toe hy uit die water uit opkom. Wat 'n profesie is van sy binnekort opstanding uit die dood uit, waardeur die Gees verklaar dat hy seun van God is. Alright? So hy kom in die water uit op, en die stem sê, dis die seun van God, geliefde seun van God. En die hoofstuk net daarna kom die duiwel en sê, as jy die seun van God is. En die duiwel probeer twyfel gooi op dit wat die Vader nou net gesê het by die doopbad. Amen. Daar by die Jordaan het die Vader gesê, dis my geliefde seun. Maar die duiwel kom en sê, as jy die seun is. En hy probeer twyfel bring. Jesus val egter nie vir die versoeking. Hy val egter nie vir die versoeking. Hy weerstaan die versoeker, hy bestraf hom. In vers 10, toe sê Jesus vir hom, gaan weg Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Maar kyk na vers 11. Daarna het die duiwel hom laat staan. Kom ek sê jou, jy sukkel nou al hoe lank met die duiwel? Ek hoor hoe praat gelowiges, die duiwel weet net hoe. Die duiwel is so lustig. Die duiwel het nou weer dit gedoen. Die duiwel is nou weer daai gedoen. Amen. Weet wat het Jesus gemaak? Omdat hy oortuig was van sy seunskap op grond van die stem wat uit die hemel uit gekom het. Het hy die duiwel aangespreek. Weet jy hoekom? Want hy weet ek is 'n seun, die duiwel is 'n engel, hy is nie oor my nie. Die seun het 'n voortreffeliker naam as die engele. En die duiwel is 'n engel. En hy bestraf die engel. Hy sê vir hom, Satan, gaan weg. Gaan weg.
Want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy alleen aanbid. Hom alleen dien. Daarna het die duiwel hom laat staan. Ek gaan jou sê, die duiwel gaan jou eers laat staan as jy jou seunskap aanvaar. En as jy opstaan teen hom. Maar jy kan nie opstaan teen 'n duiwel wat jy dink is beter en groter en sterker as jy nie. Jy moet die engel op sy plek sit. Maar jy kan eers die duiwel op sy plek sit as jy op jou plek sit. En waar is jou plek? Op die troon. Die troon, o God. Hy sê vir die seun, o God, jou troon. Jy's 'n God, man. Jy's 'n seun. Sit op jou troon. Sit op jou plek. En as jy op jou plek sit, kan jy die duiwel op sy plek sit. Gaan weg, Satan. Gaan weg, Satan. Gaan weg, Satan. Ek onthou, daar was 'n tyd wat hulle ons geleer het om skrif te bid. Elke keer, daar staan geskrywe, daar staan geskrywe, daar staan geskrywe. Kom ek sê jou, Jesus het eers dit gedoen. Daar staan geskrywe. Toe sê die duiwel, ja, maar daar staan geskrywe. En dan sê Jesus, okay, maar daar staan geskrywe. En kom ek sê jou, jy kan heeltyd met die duiwel redeneer. Maar jy moet een of ander tyd kom. Want die duiwel het nie gegaan toe Jesus sê, daar staan geskrywe nie. Die duiwel het eers gegaan toe Jesus sê, gaan weg. Gaan weg op grond daarvan. Ek is 'n seun van God, ek het gesag oor jou, so ek sê jou, gaan weg. Jy hoef nie klomp skrif te ken nie. Jy hoef nie die Bybel te loop en quoteer hier in die lig en met duiwels te beklei nie. Wat jy moet weet is, jy's 'n seun van God, of gesag opneem, op jou plek sit op die troon, en dan die duiwel op sy plek sit, en sê, gaan weg. Gaan weg. Kyk gou wat gebeur. Die duiwel het hom laat staan. En dan staan daar, en daar het engele gekom en hom gedien. Wanneer jy op jou plek sit en die duiwel op sy plek sit, dan gaan die engele jou dien. Want hulle weet, hierdie een weet wie hy is. Hierdie een weet, hy is ons meester. Hierdie een weet, wanneer ons na hom kyk, dan sien ons God. Want hy's geskape na die beeld en gelykenis van God. Hy's gebore uit God. Hy lyk soos God. Hy dra die gesig van God. Amen. En daarom het hy die gesag van God. Hy het die gesig van God. Daarom dra hy die gesag van God. En dan begin engele jou dien. Halleluja. Halleluja. Stel dat die kerk onder die engele moet uitkom. Op hulle plek gaan sit. Die duiwel op sy plek sit. En dat engele hulle dien. Dat die engele jou dien. Laat die engele jou dien. Jy het die gesig van God. En jy het die gesag van God. So sit op jou plek. En sit die duiwel op sy plek. Want jy weet jy's 'n seun van God. Jy's 'n seun van God. Dis die laaste dag. Dis die boodskap van die laaste dag. In die laaste dag praat hy seuntaal. In die laaste dag bevestig hy ons naam aan ons en sê jy's nie 'n slaaf nie. Jy's nie 'n diensknegt nie. Jy's nie onder engele nie. Jy het engele tot jou beskikking. Hulle is daar om jou te dien. Hulle is daar om vir jou te voorsien. Hulle is daar om vir jou te sorg. Halleluja. Halleluja. Vader, dankie dat ons die gesig van God is. En dat ons die gesag van God het. Dankie dat ons nou kan bid vir hulle selfs wat ingeskakel is. Elkeen hier vergader. In elke situasie, in elke versoeking wat ons nou ervaar. Stikkende karre. Stikkende liggame. Siektes, pyne, krankhede. Elke demoniese presence. Ons sê vir jou Satan, gaan weg. Ons beveel hy kanker om te gaan. Ons beveel die dood om te gaan.
Satan, gaan weg. Ons sit jou op jou plek, want ons sit op ons plek. Ons is seuns van God. Ons troon is die troon van God. Ons gesag is die gesag van God. Ons naam is die seuns van God. En jy gaan in Jesus naam. Ons maak los die dienende geeste van die Here. Nou in die naam van Jesus. Die engele van God, ons beveel hulle om te beweeg. Om te sorg dat ons finansies uitgesorteer is. Engele van genesing. Soos wat hulle vir Jakobus op sy heup geslaan het en daar 'n letsel gelaat was, so slat hulle nou op daai gedeelte van liggame wat siek is en daar kom 'n verandering. Daar kom genesing in die naam van Jesus Christus. Engele van beskerming. Oral waar die seuns van God nou in gevaar is, ons maak julle los om beskerming te bied in die naam van Jesus. In Jesus naam. In Jesus naam. In Jesus naam. Here, maak u kerk wakker. Dat ons besef, ons moet uit hierdie afvalligheid opstaan. Ontslaa raak van die wet. Heers oor engele. Ons posisie inneem as seuns van God. En die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die seuns van God. Help ons om reg te stel wat verkeerd is in hierdie skepping. In die naam van Jesus Christus. Orde te bring. Saam met U te heers. Saam met U te regeer. Saam met U te sit op die troon. Want U troon is tot in ewigheid. Dankie dat die bepaalde tye verby is. Daai bepaalde tye is nou die ou tyd. Ons is nou in die dag van die Here, in die rus van God, in Jesus naam. Ons gee vir U al die eer, al die aanbidding, al die lof, in Jesus. Halleluja. 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 Tyler. Go around and you just pass out. As jy nagmaal for everybody. As jy jou broodjie en jou wyn daar beskikbaar het by die huis, dan wil ons julle nooi om saam met ons aan die tafel te sit. En ons gaan die Here se koms verklaar. Ons het in die week so 'n pragtige gedagte gekry van Profet Chris, waar Paulus sê, so dikwels julle dit doen, verkondig julle sy koms. Verkondig julle die dood totdat hy kom. Julle verkondig die dood tot sy verskyning. Die dood tot sy sigbaar word. Amen. Soos wat ons sy dood verkondig, daar binne ook. Soos wat ons sy dood verkondig, so word die verskyning van die Seun in ons en deur ons 'n werklikheid. Want sy verskyning is ons verskyning. Sy sigbaar wording is ons sigbaar wording. Sy seunskap is ons seunskap. He's gonna bring now for you. So kom ons bid net saam en ons seën die tafel van die Here. Nog net vir hom en dan kan jy vir jouself vat, né? Dankie, Boeta. Halleluja.
Vader, dankie dat ons aan die tafel van die Here kan sit. Sy dood kan verkondig. Tot sy verskyning. Tot sy openbaarmaking. Tot sy sigbaar word. Dankie dat Kolossense 3 sê, wanneer hy geopenbaar word, word ons saam met hom in heerlikheid geopenbaar. So ons verkondig ook nie net sy dood nie, maar ons se dood. Ons verkondig nie net hom en sy verskyning en sy openbaarmaking as seun nie, maar ook ons se openbaarmaking as seun. En dis waarvoor die wêreld wag, dis waarvoor die skepping wag. Dat ons sigbaar word. So met hierdie brood en hierdie wyn sien ons onsself. Ons onderskei die liggaam van Christus. Ons sien ons is een met die hoof. Ons sien ons is wat hy is. Ons het wat hy het. Ons kan doen wat hy doen. Dankie vir ons nuwe identiteit. Ons ware identiteit as seuns van God. Mag dit in ons liggame, gees, siel, liggaam en in ons omstandighede manifesteer. In Jesus naam. Amen. Amen. Jy mag eet en drink die liggaam en die bloed van die Here Jesus. Amen. Ons het vandag vir die Satan gesê, gaan weg. Ek wil hê, as jy enige ervaring gehad het terwyl ons dit gedoen het, pyn wat verdwyn het, verligting in jou liggaam wat gekom het, enige iets wat jy ervaar het en jy wil dit met ons deel, jy kan in die comment section net skryf en sê wat die Here vir jou gedoen het, en voel vry om hierdie boodskap te deel, te like, te share, sodat al hoe meer mense die absolute realiteit, die waarheid van God se woord kan hoor. Die Here seën jou, 'n lekker Sondag. Shalom, shalom. Ek herhaal net weer vir julle, ons het die konferensie wat pas naweek hierso plaasvind in Appington die 18de tot die 20ste April. Maak met ons kontak, maak jou bespreking. Ons vertrou dit sal 'n wonderlike tyd wees saam met die res van die seuns van God. En dan het ons ook die 1 Maart het ons weer 'n skool hierso en julle kan inskryf. Onthou, ons gaan die skool live hê, maar die live gaan net beskikbaar wees vir mense wat registreer. So is belangrik dat jy registreer. Jy sal dit nie net op Facebook kan sien nie. Jy moet registreer en ons sal jou dan via Facebook toelaat om te kan kyk die live. Almal sal dit nie kan sien nie, net die wat geregistreer het. So maak jou registrasie, maak kontak met Dr. François Basson. Die Here seën u. Lekker dag.